Mira kon glad nie die nag slaap nie. Sy het die hele nag deur die borrels gedans. Sy was so opgewonde oor haar ontmoeting met Karel Kraai die vorige dag. Sy het sirkels geblaas en soos 'n ballerina deur die ringe gedraai. Dit was vir haar die lekkerste ding om te doen. Mira se mamma, Madeleine, het vir haar die vorige dag geroep en vir haar gesê dat sy meer aandag moet gee wanneer hulle jag. Mira, mamma weet dis moeilik om te konsentreer, veral as jy net wil dans. Maar eendag gaan jy jou eie dogtertjie hê en dan sal jy vir haar moet leer om te jag en na haar gesin te kyk. Verstaan jy, Mira? Vra mamma Madeleine. Ek probeer, mamma, maar die borrels is net so mooi. En as ek sirkels blaas, dis asof daar watervoetjies is. Hulle is my maatjies, mamma. Sê Mira en voel 'n bietjie hartseer. Mira was deel van 'n groot orka-familie. Mamma Madeleine was die belangrikste orka-koei en sy het al die besluite geneem vir die groep. Dan was daar Tannie Magriet en Tannie Marie. Hulle het elkeen 'n seentjie gehad, Orkie en Snorkie. Of dit hulle regte name was, weet niemand nie, maar hulle het altyd vir Mira geterg. Daarom het sy vir hulle die byname gegee. Hey Mira, sê Orkie, het jy nou weer die hele nag met jou jellyfish maatjie gespeel, hè? Of het jy weer gemaak asof jy 'n ballerina is en met jou borrels gespeel? Jy weet ons het gejag, né? O nee, jy sou mos nie weet nie, Sê Snorkie. Ag, Snorkie, eerstens, my jellyfish maatjie se naam is Jerry. En tweedens, ja, ek het geweet julle het gaan jag, maar mamma Madeleine het gesê dis reg as ek bietjie met my borrels speel. Sê Mira en is sommer vies vir hom. dis nie ons name nie, Sê Orkie en Snorkie gelyk. Orka mammas kry net een kalfie op 'n slag en dit neem baie jare vir die mammas om hulle kalfies te leer jag en om te oorleef. Daarom is Orkie en Snorkie eintlik maar Mira se enigste maatjies. Ag, Jerry, niemand verstaan my nie. Ek wil nie die hele tyd net swem en vir kos soek nie. Ek wil dans en bo die water koekeloer. Sê Mira en kry haarself baie jammer. ek weet maatjie, maar ons almal moet goedjies doen wat ons nie altyd wil doen nie. Ek is jammer, daai twee moetswillige seunskinders terg jou so. Maar kom, jy het gesê jy wou my iets vertel, Sê Jerry en Mira se gesiggie raak sommer helder. Ek het 'n kraai ontmoet. 'n Kraai, kan jy glo? Hæ? Wat se ding is 'n kraai? Kan dit swem? Vra Jerry jellyfish baie deurmekaar. Nee, Jerry, 'n kraai is 'n voël. Hy vlieg hoog bo in die blou lug. Ek het gister opgegaan na die oppervlak toe om lug uit te blaas. Toe iets my skielik pik op my kop en ek het so groot geskrik dat ek die arme voël papnat gespuit het. Hy het my vertel dat daar 'n bos aan die ander kant van die sandduine is. 'n Bos, Jerry? Sê Mira en dans weer deur haar eie borrels. Mira het vir jellyfish die hele storie in baie besonderhede vertel. Sy was so entoesiasties dat sy alles met groot gebare en met baie stemmetjies vertel het. Dit was vir Jerry so snaaks dat hy sommer saam met Mira deur die borrels begin spring het. Ek het jou mos gesê daar is iets ander kant die sandduine. Sê Mira. Joe Mira, ek het nie gedink dit kan waar wees nie. Ek het nog nooit die sandduine gesien nie. Niemand van ons het nie. En ek is seker daardie twee stoute seunskallers ook nie. Hulle sal nie eens weet waarna hulle kyk nie. Lag Jerry vir sy eie grappie. Mamma sê ek moet konsentreer en mooi na haar luister as sy vir my iets leer. Want eendag gaan ek ook my eie dogtertjie hê en dan moet ek vir haar ook alles leer. Maar ek wil nie, Jerry. Ek wil nie 'n groot meisie wees nie. Ek wil net deur my borrels dans. Sê Mira met trane in haar oë. Maar nog voordat Jerry iets kon sê, swem Mira weg na die seewiere toe. Almal sien dit blou. Is daar dan nog geel en pers? Is wat ek sien so anders?
Is daar iemand anders wat soos ek voel? Ek wil deur die borrels dans, rondom talie weer en weer. Tussen my borrelpietjies lag en dans en draai. Ek wil borrelsirkels blaas, vir almal wys hoe ek kan dans. Tussen my borrelpietjies lag en dans en draai. Want ek weet daar soveel meer om te sien.